Julian Jansen. Hy is bekend vir sy pryswaardige nuusberigte en raakvat boeke soos die De Zalse-moorde, Seun sonder paas, Moord op Stellenbosch, twee dekades se skokverhale. En nou bring hy vir ons nog 'n treffer oor 'n moord wat die land geruk het en ons met 'n rits vrae gelos het. Die grootste hiervan seker, wie is verantwoordelik daarvoor dat 'n seun met gewelddadige gedrag deur die krake van die Suid-Afrikaanse regstelsel geglip het? Hier om ons meer te vertel, die skrywer self, Julian Jansen. Julian, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Anet, dit is voorreg om te kan gesels vanoggend. Wel, hierdie is 'n baie belangrike saak, so dit is vir ons ook, dis 'n goeie onderwerp om oor te gesels en dis 'n goeie onderwerp waaroor jy die boek geskryf het. En dit bring my by my eerste vraag. Waarom die besluit om die storie in 'n boek op te neem? Ja, dankie vir die vraag Anet. So ek is genader deur Tafelberg Uitgewers verlede jaar November. Ek was besig met 'n manuskrip, ook van 'n reeks moordenaar, en toe sê hulle vir my, stop net daar, hierdie is so 'n belangrike storie, dit het nasionale belangstelling getref, dit het gebeur op in 'n veilige skool, op 'n platlandse dorpie, en die land se oë is daarop, en skryf vir ons 'n boek daaroor. Ek het onmiddellik ja gesê. Ek is 'n oud onderwyser en ek het besef, luister, dit is ongehoord dat kinders op 'n skool deur 'n medeskool maat vermoor word. En ek het weggespring en die storie raamwerk begin opstel, maar baie gou het ek besef dat daar is 'n veel groter, dieper en hartseer, maar ook 'n meer ernstige storie, noodsaaklike storie agter hierdie storie. En so het hierdie tragiese sterfte van 'n skoolleerling het 'n blauwdruk geword van wat verkeerd is en verkeerd kan gaan in skole, in gemeenskappe, maar ook wanneer ons kinders het met onaangespreekte emosionele, geestelike gesondheid, en dat daar werklik, en dan ook, kyk ons ook, hoekom het hierdie seun met duidelike sodanige agtergrond van tekortkominge hierdie stelsel gegrip, en dit is waarom die boek fokus. Ja, en wie weet nie, as ek nou dink aan wat ek gelees het in die boek, this was bound to happen. Want die tekens was daar, as dit nie hierdie jong meisie was nie, sou dit dalk iemand anders op 'n latere stadium gewees het, but this was bound to happen. Absoluut. En die tekens, soos jy tereg sê, was daar, en die eerste mense wat moet raak sien, of kan raak sien, of wat in 'n posisie is om dit te kan sien, is duidelik die ouers. Ja. In die huis. Ek kom agter, hierdie seun moes verwond gewees het, en ek bedoel daar, hy moes sekere goedjies deurgegaan het toe hy jonk was, tussen babafase en toe hy 13 was en die eerste misdaad gepleeg het. En 'n mens sou net kan wonder, en nie net raai nie, wat het definitief op beslis dat verkeerd gegaan, en die vraag is, het die ouers destyds al dit aangespreek? Daar is suggesties van dat hy berading gekry het, hy was geboelie op skool, hy self het hier meer uitbarsings gehad, woede-uitbarsings op skool, en so en so, dit is daai klein goedjies, maar mense moet dat die dieper goedjies kon dalk plaasgevind het, wat vir hom verwond gelaat het, en dit is onaangespreek gewees, en die vraag is, was daar meer intensiewer terapie gesoek vir hom? Dit blyk duidelik dat dit nie gebeur het nie, en hy staan tereg vir 'n misdaad, nadat hy reeds 2-3 jaar gelede 'n ander misdaad gepleeg het. Daar's vir my so fyn lyn tussen die verantwoordelikheid vir so 'n kind, of vir enige kind, weet, dis die ouer, dis die skool, die onderwysers, die gemeenskap, die regstelsel, en daar selfs ons gesondheidsstelsel wat 'n verantwoordelikheid het, en ek dink, as al hierdie mense saam hulle verantwoordelikheid vol staan, dan kan ons sulke goed vermy. Absoluut, definitief. Daar's baie kinders in jeugafdelings in tronke in. Kinders wat deur die krake geval het, kinders wat kom eintlik grootendeels uit jou armer gebiede, waar daar
baie maatskaplik-ekonomiese probleme is. Ek noem daardie omgewings, toksiese omgewings. En vir 'n kind om op te groei tot 'n lewenskragtige individu is bitter moeilik en ons moet daai agtergrond verstaan. Die insident in Caledon was in 'n veilige skool, 'n pragtige gemeenskap, landelike gemeenskap, rustig, soos ons dit ken, maar 'n mens moet dink ook aan die ander gemeenskap op die Kaapse vlakte in Ennerdale, Westbury, Johannesburg, Kelvindale en Gqeberha, waar daar omgewings is waar kinders in sulke haglike omstandighede opgroei en leef, dat 'n mens kan verstaan dat die grootste deel van oortreders, jeugoortreders kom uit hierdie area. So die boek self wil 'n bloudruk wees van wat verkeerd kon gegaan het, maar ook wie daarvoor dalk aanspreeklik kan wees. Was jy van die begin af op die storie, Julian? Ja, tot ek die Facebook plasing gekry het van 'n skoolmeisie vermis op Caledon. Die mense soek na haar en 'n joernalis wat ek is, moes ek onmiddellik daarop afslaan en ek het begin ek het deur die nag gesit en ek het die sosiale media dopgehou en die aand moes ons die tragiese nuus verneem dat sy oorlede is. Die volgende dag het die media van Suid-Afrika toegesak op die dorpie. Almal wil weet waar is die vermoor, waar het die liggaam gelê, wie kon dit gedoen het en wie kan met ons gesels. Nou, sedert die boek se verskyning, het daar enige veranderinge in die saak plaasgevind? Ja, so hierdie seun, ek noem vir hom Frankie in die boek. Ja. Hierdie seun was 17 met die laaste misdaad verlede jaar Augustus. Hy het intussen 18 geword in April. So hy, omdat die misdaad gepleeg is toe hy jeugdig was, word hy as 'n jeugdige word hy vervolg. Maar hy het 18 geword, so hy is nou uit 'n plek van veiligheid gebring hier op die Kaapse vlakte. Hy is nou oorgeplaas na die jeugafdeling van die Pollsmoor gevangenis, en ons weet hoe gaan dit daar. Maar die ander skok aan net wat ons moes onlangs in Maart verneem het, is dat toe die polisie die moord gaan ondersoek, is daar forensiese getuienis weggestuur na die polisie se laboratorium. Dit het intussen teruggekom en het die staatsaanklaer nou in Caledon, het hy die klagte van verkrachting bygevoeg en dit is absoluut hartverskeurend. Ons het dit verwag, maar daar was nie confirmation daarvoor tot nou toe nie, want ek meen hy het 'n trant, dit was sy eerste oortreding ook gewees, so dit is amper nie vreemd dat dit nou na vore toe gekom het nie, Nee, maar die hartseer en skok lê juist daarin dat in 2020 toe hy die meisie bekrag het in Albertinia in die Suid-Kaap, het in die hof verskyn, kinderhof, en daar is besluit dat hy moet in 'n afwägingsprogram gekom het, want hy is destyds bevind deur 'n sielkundige dat hy het nie kriminele kapasiteit nie. Hy was 13 jaar oud en so die hof gaan hom nie vervolg strafregtelik nie. Hulle gaan vir hom vervolg om te kyk hoe kan ons hierdie jong seun opbou en toerus met vaardighede en waardes en dat ek kyk na sy woedebeheer en seksdrange. Ons moet vir hom in 'n programme sit wat gelei gaan word deur 'n proefbeampte, maatskaplike werker van die departement maatskaplike dienste. En die hartseer is daarvan het dadels gekom. En kyk wat het vir die jaar gebeur. Ja, juist oor as hy die nodige hulp gekry het en het ons dalk hierdie hele situasie vermy. Absoluut, ja, dit is die tragedie. Ons, die stelsels, blyk dit vir ons, het hierdie jong seun geval, hy het deur krake geval, want ons moet ook in die konteks sien van die geweldige stres, stremming, uitdagings wat staatsdepartemente ervaar, en ek dink onwillekeurig aan maatskaplike werkers, speurders, onderwysers, aanklaers wat met leers, boeke, verslae en dossiere moet deurstrompel elke dag. Dit is so en al daai goed dra by.
Julian, ek wil weer weet, hoe hou jy jou persoonlike gevoelens uit wanneer jy hierdie tipe boek skryf? Want jy is 'n joernalis, jy is objektief, maar tog is daar die element van menslikheid ook. Dit kan nie maklik wees nie. Jy 'n joernalis word nie saans toegesluit in 'n kassie en môre weer uitgestof, uitgehaal en nagat hy nie. Ja. Ons is ook deel van die samelewing. Ek is deel van my gemeenskap. Ek is 'n pa van 2 seuns, oupa van 4 kleinkinders en ek is ook 'n deelnemende lid van my gemeenskap. So wat ander gemeenskappe raak, wat my gemeenskap raak ook vir my en ek het 'n bepaalde impak kan ek speel as joernalis daarin. Ons gaan nie ongeskonde met sulke gevalle nie. Ek het 18 jaar ervaring in die journalistiek Ja. en gelukkig ons rapport het hierdie werknemerswelsynsprogram waar jy gratis hulp kan kry sou jy nodig en ek moet vir jou sê Anet, ek het sommer gebruik gemaak daarvan en ek het ontdekkings gedoen terwyl ek in hy sessies sit van met beraders en sielkundiges dat daar's diep gewortelde dinge in my diepste wese wat my pla. So om gesond te word om hierdie stories beter te kan vertel, iemand moet dit ook maar net doen, hè? Ja. Nee, dit is iemand se verantwoordelikheid en dis jou as joernalis se verantwoordelikheid dan. Julian, het jy ooit met Frankie gepraat? Nee, kyk, toe ek die boek moet skryf, het ek onmiddellik uitgereik na Devenie se ma. Sy was omring deur 'n kring van vriende en familielede. Ek het hulle genader, skriftelik, SMS, WhatsApp, e-pos oproepe. Sy het op geen ding geantwoord nie. Ek het ook uitgereik na Frank se ma, die oortreder, die beskuldigde, huisbesoek, WhatsApp, SMS, oproepe. Ook hulle het verkies om nie te praat nie. En dan het ek maar nou plan B uitgevoer waar ek met ander mense gepraat het wat na aan hierdie 2 families is. Die ander goeie ding waaroor ek bly is dat die slagoffer van Albertina Mosselbaai, ek kon met daardie mamma gesels, het haar hart oopgemaak en ons het diep seer ons gesien daar en ek is dankbaar vir haar openlikheid om ook haar dogter se saak in hierdie boek te vertel. Hierdie saak raak nie net 3 kinders nie, dit raak ook families, 3 families en almal wat om hulle is, dit raak die gemeenskap. En daarvan kan jy lees in Julian Jansen se nuwe boek oor die moord op Devenie, ekskuus ek het nou van vir 'n oomblik vergeet. Devenie Nel. Die moord op Devenie Nel. Dit is skokkend geweest en dit het die land amper tot stilstand gebring. Julian, ons moet tog ook dit sien en erken dat die beskuldigde ook in 'n mate 'n slagoffer is. Ons het nou gepraat oor dat hy deur die krake geglip en ek sien hom tog ook as 'n slagoffer, alhoewel ek glad nie goedkeur enigsins wat hy gedoen het nie. Ek wil dit net duidelik maak, maar ek sien hom ook as 'n slagoffer. Absoluut, Anet. En dis die hartseer daarvan. 'n Biskop Moses het nodig in die strand vir ons gesê dat ons moet kinders se misdadigheid, se moontlike misdadigheid en of geestelike, emosionele ongesteldheid moet 'n mens vroeg vang. My uitgangspunt is altyd dat jy kan 'n gebroke seun soos hierdie kan 'n mens herstel. Ja. Maar 'n gebroke man is baie moeilik om te herstel. So as jy vroeër ingrepe kan doen op jong kinders wat neigings het tot misdaad, is dit effens goedkoper as om 'n gebroke man te herstel. En ons weet, jy kan dit deurtrek na die gevangenisse ook toe. Ja. Daar sit mans populasie van mans wat hulle is vroeg verwond en hulle die pad byster geraak en as jy dieper gaan kyk na elkeen se individuele gevalle, dan kom jy agter dat 'n ding soos armoede speel 'n rol, selfs feminisme speel 'n rol, maar ook die afwesigheid van paans en 'n groot persentasie van gevangenes het hierdie leemte in 'n lewe gehad dat daar nie 'n pa was nie. En 'n mens verskoon nie hulle oortredings nie, maar mens begin ook dink, as 'n mens vroeër kan intree op kinders wat hierdie tekortkoming het, kan ons dalk so 'n bietjie die gety swaai. Ja, definitief. Jy sê dis goedkoper en makliker om 'n jong
young adult te reform as 'n volwasse persoon. Sjoe. Julian, maar ek wil nou so 'n bietjie hoor oor jou ook. Jy sit nooit stil nie. Kan jy weggee waaraan jy tans werk? Ja, so ek is uitgetree en ek doen vryskutwerk vir 'n tydskrif en ook vir 'n rapport. En dan moet ek nou die ander manuskrip voltooi wat ek in November maand gestop het, op ys gesit het. Ek moet hom nou ontdooi en ek moet nog daai manuskrip voltooi. So ek gaan nou die res van die jaar werk om 'n bietjie nou verder te verwerk en so aan. En so ek gaan met daarmee besig hou. En dan natuurlik die boekbesprekings hou my verskriklik besig. Ek was nou in Nelspruit gewees. Ek gaan Potchefstroom toe, ek gaan Vrystaatfees toe, Woordfees toe, Kalfees toe. Maar dit is goed dat ons hierdie boodskap so na die mense bring, ja. Waar kan mense, as iemand nou luister en hulle weet nou nog nie van die boek nie en hulle hoor dit nou vir die eerste keer, hoe kan hulle die boek bekom? Ja, die boek is in al die groot boekwinkels. Ek het nou daar sommer verby gestap op die lughawe en dan hy is beskikbaar in al die groot boekwinkels. As 'n boekwinkel dit nie het, die naaste aan u nie, dan kan hulle vir hulle vra om te bestel. Ja. Ek dink hulle doen dit met graagte, ja. Definitief. En natuurlik aanlyn sal hulle dit ook kan kry, né? Dis korrek, ja, dit is op Amazon, Kindle en so aan. Ja. Al daardie platforms. Kan jy vir ons weggee daai manuskrip waaraan jy werk? Kan jy ietsie oor die manuskrip weggee? Glad nie, dit is 'n misdaadboek. Dit is 'n misdaadboek. Dit het geweldige klomp navorsing gekos. Dit het my 6 maande besig gehou. Ons wag in Maar spanning. is al wat ek kan verklap. Dis reg. Ons wag in spanning vir daai een. Die stem van Julian Jansen, skrywer van Die Moord op Debony Nell, beskikbaar by toonaangewende boekwinkels en ook aanlyn. Baie dankie vir jou tyd, Julian. Dit was wonderlik om met jou te gesels, heerlik om met jou op te vang oor hierdie baie belangrike onderwerp en hierdie boek. En sterkte met al daardie boekbesprekings wat voorlê. Ag, baie dankie net. Dankie ook vir die geleentheid en die platform. Ek waardeer dit. Ons waardeer jou ook. Baie dankie, Julian. Bye bye. Bye bye.